Dag sê, vandag gesels ons oor die feit dat ons op Christus moet vertrou om die ewige lewe te ontvang en dan op hom te vertrou om geestelik te groei. Ons skrifgedeelte kom uit Johannes 6 vers 47 wat soos volg lees: Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Die Christelike lewe begin en word verseker deur een enkele, eenvoudige daad, en dit is om op Christus te vertrou. Jesus maak nie van redding 'n projek, 'n morele prestasie of 'n wisselende skaal van opregtheid nie. Om in hom te glo, verseker jou nou die ewige lewe. Daardie belofte is onmiddellik en berus uitsluitlik op Christus se persoon en sy voltooide werk aan die kruis. Reddende geloof beteken jy vertrou Christus vir wat hy beloof, die ewige lewe. Reddende geloof beteken jy hou op om te probeer om jouself te red of om jouself deur jou eie goeie werke gered te hou. Reddende geloof rus volkome op Christus se werk aan die kruis vir jou en geensins op jou werk vir hom nie. Anders glo jy in 'n werke evangelie en so 'n geloof kan niemand red nie. Uit hierdie fundamentele vertroue vloei jou hele Christelike lewe voort. Groei, gehoorsaamheid, diensbaarheid en heiligheid, of om die Here voor mense te bely, is die dankbare reaksie van iemand wat reeds die ewige lewe besit. Dit is die bewys van jou bruikbaarheid en jou gemeenskap met hom. Hierdie dinge kan nooit as betaling of vereiste by geloof gevoeg word om die ewige lewe te probeer kry of te behou nie. Die gawe van die ewige lewe is nie 'n handelstransaksie tussen jou en God nie. Dit is God se kostelose genadegawe aan jou, wat jy slegs deur geloof en niks anders nie in ontvangs neem. As jy begin twyfel, gryp vas aan God se beloftes en nie aan menslike leerstellings nie. Johannes se evangelie herinner ons dat die ewige lewe nie iets is waarvoor jy wag nie, maar dit is iets wat jy alreeds besit die oomblik wanneer jy glo. Jesus beloof self in Johannes 5 vers 24, Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Hierdie sekerheid laat ons toe om geestelik te groei en bevry ons van die vrees dat ons mislukkings God se gawe van die ewige lewe kan kanselleer. Dit verhoed dat ons van ons geestelike groei 'n uitputtende trapmeel maak waar ons heeltyd probeer hardloop om ons redding te verdien. Ons gehoorsaamheid is 'n antwoord op die lewe wat ons al klaar besit, nie 'n poging om eendag lewendig te word of onsself lewendig te hou nie. Tog is die evangelie ook die dryfkrag vir verandering. Die verlosser wat jy vir jou redding vertrou, is dieselfde meester wat jy vir jou daaglikse lewe en heiligmaking kan vertrou. Geestelike groei is nie die grondslag van ons aanvaarding by God nie, dit is die vrug daarvan. Laat hierdie versekering jou afhanklikheid van die Heilige Gees, die woord en gebed aanvuur. Laat die sekerheid van jou redding alle angs dat jy jouself moet bewys wegneem en vervang dit met 'n lewe van dankbaarheid en aanbiddende gehoorsaamheid. Hier is praktiese stappe wat jy in jou lewe kan toepas. Lees elke oggend Johannes 6 vers 47 en sê hardop, omdat ek in Christus glo, het ek die ewige lewe. Laat hierdie waarde uit jou hart stig voordat jy jou pligte vir vandag aanpak. Kies afhanklikheid voor inspanning. Voordat jy vandag 'n moeilike daad van gehoorsaamheid aanpak, stop en bid. Here, ek vertrou U hiervoor. Ek het lewe in Christus. Help my nou om deur U Gees te wandel. Laat afhanklikheid van God jou optrede reguleer, nie 'n drang om jouself te red of gered te hou nie. Anders demonstreer jy net dat jy nie werklik God se belofte glo nie. Gebruik jou sekerheid van verlossing om God en ander te dien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die vrye genadegawe van die ewige lewe wat gegee word aan almal wat in Jesus glo. Help my om in daardie belofte te rus wanneer ek vrees of struikel. Vul my met U Gees sodat my lewe bruikbaar sal wees en my gehoorsaamheid vanuit dankbaarheid sal vloei en nie vanuit vrees nie. Gebruik my om die evangelie in al sy eenvoud en sekerheid te deel met iemand wat sonder hoop is. Ek vra dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen.